Goed, ons kom nou by die B-gedeelte vir ons toerusting hierdie week, waar ons nou spesifiek gaan fokus op die spesiale blyplek van die mens in die begin. Soos by God se koninkryk in die begin, dis die storie wat ons kinders wil vertel, goeie koninkryk. En ons kon stilstaan nou by die A-gedeelte, by die leesgedeeltes vir hierdie week, Genesis 1 vers 26 tot 29, Genesis 2 vers 7 tot 14, Genesis 2 vers 15 tot 17 en 18 tot 25. Die fokus op die oomblik is op die mens en sy wonderlike blyplek in die koninkryk van God in die begin. Nou, hier in die B-gedeelte van ons toerusting vir hierdie week wil ons spesifiek fokus op die blyplek van die mens. Dis waar ons gaan wees. Ons gaan stilstaan by die leesgedeeltes, ons gaan stilstaan by die verband tussen Genesis 1 en 2. Nou wil ons fokus op die mens se blyplek in die begin. Nou ons lees daarvan in Genesis 2 vers 7 tot by vers 14. En kom ons begin daar te lees. Genesis 2 vers 7 sê, en die Here God het die mens geformeer of gevorm of gemaak uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So het die mens dan 'n lewende siel geword. Ook het die geplant in Eden in die ooste, daar aan die mens wat hy geformeer het 'n plek gegee. Kom ons stop 'n bietjie daar en dan gaan ons in op wat die Here vir ons sê daar in vers 8. Hy het in Eden in die ooste 'n tuin geplant. Nou, daar was hierdie landstreek Eden, waar op aarde presies dit is, weet ons nie meer presies. Hoekom nie? As ons van Genesis 2 af aanlees na Genesis 16, dan lees ons van die sondvloed. Die sondvloed was 'n wêreldwye vloed wat as oordeel van die Here oor die wêreld gekom het. Ons sal, as ons daar kom, nog verstaan waarom daar die oordeel gebeur het. Van Genesis 3 af, onthou was daar 'n sondeval en toe die goddeloosheid in die wêreld ontsettend toegeneem. Genesis 6 vertel van die wêreld was vol geweld en dan kom die Here se oordeel, 'n wêreldwye vloed. Wat sê dit vir ons? Wel, die wêreld voor die vloed en die wêreld na die vloed verskil ingrypend. En daarom kan ons nie meer met vaste sekerheid weet presies waar is Eden. Maar dis 'n werklike historiese plek. Dit is hoe die Here dit vir ons hier vertel in die begin. Dit is die spesiale plek van die spesiale blyplek van die mens in Eden, in die ooste het God 'n tuin geplant. So dit is belangrik dat ons 'n bietjie ingaan net op Eden. Eden beteken, as ons nou so 'n bietjie ingaan op die Hebreëse betekenis van die woord Eden, dis 'n plek van genietinge. Julle kan gaan kyk in Psalm 36 vers 9, staan daar, u laat hulle drink uit die stroom van u genietinge. En dan is daar die genietinge, die woord Eden. God het die wonderlike blyplek in die begin vir die mens. Dit is hoe dit is in die koning, daar in die begin van sy koninkryk. Die mens het die wonderlike blyplek. Nog iets is dat vers 10 sê, bietjie ons Bybels vat en ons spring nou net oor vers 9 na vers 10 toe, en daar het 'n rivier uit Eden uitgegaan om die tuin nat te maak. En daarvandaan het dit verdeel en het 4 lope geword. Wat sê dit vir ons oor die tuin? Nou, dat die tuin teen 'n berghang was. Daar loop 'n rivier uit Eden deur die tuin en word dan 4 lope. Sê vir ons dat Eden hoër was as die res van die omgewing om Eden. Dit was ook hoër as die tuin, en die tuin was weer hoër as die res van die omgewing, want uit die tuin loop hierdie rivier en word dit 4 lope, hierdie delta. So dis belangrik, die tuin was op 'n berg. Wat belangrik ook in die res van die Bybel is berge 'n belangrike tema later. Ons sien dat Jerusalem met die tempel was op 'n berg. Die nuwe Jerusalem aan die einde van die Bybel, Openbaring 21 en 22, gaan weer op 'n berg. So jy kan gaan kyk in Openbaring 21 vers 10, op 'n berg.
En dan as ons in Openbaring 22 lees, dan lees ons van die herskepte tuin. En daar is 'n rivier wat daar deurloop. Wonderlik, die Here se koninkryk in die begin met hierdie spesiale blyplek vir die mens. Die Here se koninkryk kry sy hoogtepunt in Openbaring 21 en 22 met hierdie spesiale blyplek vir die mens. Uiteindelik gee Jesus Christus vir ons daardie nuwe blyplek, daardie nuut herskepte tuin. Maar kom ons gaan 'n bietjie in die meer detail van hierdie tuin in. As 'n mens nou na vers 9 toe lees, dan sien 'n mens, en die Here God het allerhande bome uit die grondland uitsprei, begeerlik om te sien en goed om van te eet. So, hierdie tuin is net 'n plek van genieting, dis in Eden, dit is baie goed. Dan is daar allerhande bome begeerlik om te sien, goed om te eet. Hierdie is 'n lus op, hierdie is regtig 'n baie goeie plek. Dan as mens lees in die res van vers 9, sien 'n mens dat daar ook was die boom van die lewe in die middel van die tuin en ook die boom van kennis van goed en kwaad. Nou, hierdie is nogals interessant om op in te gaan. Ons sal nog in meer detail daarop ingaan as ons inkom by die storie van die sondeval, die rebellie in die koninkryk. Maar hierdie twee bome, die bome van kennis van goed en kwaad en die boom van die lewe, was regtig erge bome daar in daardie spesiale blyplek. Was nie spesiale soort bome nie, ek dink dit was gewone bome, maar dit het 'n spesifieke doel gehad, 'n spesiale doel. Dit was tekens. Die boom van die lewe het gesê, so dikwels as wat jy van hierdie boom eet, en daardie boom se vrugte vir jou fisiese lewe gee, so dikwels het die Here jou daaraan herinner dat hy die ware lewegewer is. Hy is die ware lewegewer. En dan was daar die boom van kennis van goed en kwaad, en ons sal nog meer daaroor leer. By vers 17 staan daar, dat die mens ons mag nie van die boom van kennis van goed en kwaad eet nie. Hoekom? Dit was 'n teken dat jy nie van bome af kennis van goed en kwaad, of kennis van reg en verkeerd moet kry nie. Wel trouwens, dit was 'n teken dat jy nie in enige deel van die skepping kennis van reg en verkeerd moet kry nie. Waar moet jy dit kry? Wel, by die Here. Die Here is die lewegewer, die Here is die gewer van reg en verkeerd. En dis wat ons moet raak sien in daardie blyplek. As ons dan nou verder kan gaan, kan ons sê, hierdie blyplek van die mens, in hierdie blyplek was God koning. En hy het daar regeer met sy woord. Deur sy woord het hy vir die mens gesê, wat is reg en verkeerd. En binne in hierdie tuin was hy die wonderlike lewegewer. En dit was 'n goeie lewe. Psalm 36 vers 9, julle kan gerus dalk julle Bybels daar oopmaak om te sien, hoe is die lewe wat die Here daar in die tuin gegee het. Psalm 36, met my Bybel daar oopkry, sê vers 9 en 10, hulle verkokel aan die vettigheid van u huis. U laat hulle drink uit die stroom van u genietinge, want by u is die fontein van die lewe. Dit is hoe die Here is, en dis wie die Here is vir die mens daar in die begin, in daardie spesiale blyplek. Psalm 16 vers 2 sê iets van die mense reaksie daar in die tuin. Hy sê, ek het tot die Here gesê, u is my Here, vir my is daar geen goed bo u. Dit is die lewe wat die mens daar in die tuin gehad. Psalm 16 vers 11 sê, daar is versadiging van vreugde voor die aangesig. Dit is hoe dit daar in die tuin was, daai spesiale blyplek in die begin, waar die Here koning is, en waar die Here regeer het met sy woord. Dit was 'n plek van genieting. Dit was 'n plek waar die mens die Here absoluut wonderlik beleef het. Die Here is vir hom die beste en die belangrikste gewees. Die mens het vreugde gehad by die Here. Psalm 43 vers 4 vertel ook daarvan, U is die God van my jubelende blydskap. En nou kom die Here, en hier binne laat die Here die mens leef. Genesis 2 vers 15 sê dit, ek nou net my Bybel weer daar gaan oopmaak. Genesis 2 en vers 15 en vers 8 sluit eintlik nogals by mekaar aan. Dit sê, vers 8, ook het die Here God 'n tuin geplant in Eden, in die ooste, en daar aan die mens wat hy geformeer het, 'n plek gegee. Dan vers 15, toe die Here God die mens geneem
en hom in die tuin van Eden gestel. Dis die wonderlike blyplek van die mens in die begin, daar in God se koninkryk in die begin. God is daar, God is sy koning, God regeer met sy woord, daar is ware lewe, hy kry van God af die norm vir reg en verkeerd, die woord oor reg en verkeerd. Nou die volgende, die C-gedeelte van ons toerusting vir hierdie week, in daardie gedeelte gaan ons dan spesifiek fokus op die mens hier in die tuin. Wat was sy doel? Waarvoor het hy geleef? Dis die dinge waarop ons gaan fokus in die C-gedeelte van hierdie week se toerusting. Dit moet baie goed gaan.